Gerda, ek gaan nie vir jou lieg nie. Ek is ook baie lief daarvoor om ietsie te koop, veral aanlyn. Na COVID was dit 'n baie makliker ding om ietsie aanlyn te koop en iemand kom laai dit vir jou af. Maar ek dink daarom nou nie ek het 'n kompulsiewe versteuring nie. So kom ons begin net die onderskeid te tref tussen iemand wat hou daarvan om inkopies te doen en dan nou waar dit 'n versteuring raak. Ja. So Lise, die groot ding is wanneer dit 'n versteuring raak, is eintlik wanneer dit begin om 'n negatiewe impak op jouself, op jou familie of op jou omstandighede te hê. En dikwels is dit wanneer jy geld spandeer wat jy eintlik nie het nie, om die gevoel te kry wat inkopies koop of aanlyn koop vir jou gee. So dit is wanneer dit reg, wanneer daar 'n die gedrag lei tot 'n direkte adverse impak op jou lewe. Nou, soos jy nou praat onmiddellik dink ek, okay, maar dit klink baie soos as mens nou dobbels sal verduidelik byvoorbeeld. Dit is Ja. ook meer die gedrag waaraan jy verslaaf is as die geld wat jy gaan wen. Nou Yes. wonder ek, is hierdie dan sou mens kon sê liggies rake aan dat miskien val dit onder verslawing? Ja, so wat ons weet en die navorsers sê is dit val onder impulsbeheer versteurings. En impulsbeheerversteurings is wanneer jy sukkel om die impuls om ietsie te doen te reguleer. Nou dobbel is ook in daardie klassifikasie. En daar is 'n hele klomp ander tipe impulsversteurings ook onder daardie klassifikasie. Maar impuls of kompulsiewe koopversteuring is ook dan nou eerder meer te doen met die probleem wat jy het om die impuls om dit te doen te beheer. En die wortel van dit lê in regulering, emosionele regulering. Jy soek 'n emosie of jy wil ontslaa raak van 'n onaangename emosie. En dit is eintlik waar dit begin, is die worteltjie daarvan. Maar dan is arme mense want ons almal praat van retail therapy. Ja. Dit is die beste ding wat jy vir jouself kan doen is bietjie me time. Gaan koop vir jou ietsie mooi of elke keer wat jy jou salaris kry, sit ietsie eenkant wat spesiaal net vir jou is. So ons voed mos nou hierdie monster. Ja. Ja, en dis ek wil gou sê, ons moet regtig as 'n samelewing realisties daaroor wees dat hierdie is nie 'n primêre breinprobleem nie. Hierdie is nie 'n primêre daar was nie 100 jaar terug kompulsiewe koopversteuring nie, want mense het nie kompulsief 100 jaar terug kon koop nie. Daar's verskeie redes, maar daar was 'n groot depressie, mense het nie geld gehad nie, dis een rede. Daar was nie so 'n klem op besit nie. Daar was nie so 'n klem op om goederes te hê nie. Jy het 'n bankstel gekoop miskien een keer in jou lewe. As jy ooit 'n bankstel besit het 100 jaar terug. Jy weet, nou is dit so 'n ding van jy weet, dit gee nie meer my vibe af nie. Dit laat my nie meer goed voel nie. En ons het 'n narratief geskep, nie ons as terapeute, sielkundiges nie, maar ons as 'n samelewing het 'n narratief geskep wat sê koop laat jou beter voel. Koop, jy moet meer hê en bemarking dryf dit. Hoeveel keer het jy nou al, ek bedoel, aanlyn advertensies gesien wat vir jou sê koop net hierdie ding en dit gaan jou lewe beter maak. Koop hierdie oogroompie en jy gaan skielik weer voel of jy 25 is. Jy gaan nie. Jy gaan nog steeds voel soos 'n 40 ietsie vrou wat nou maar net 'n bietjie jy weet haarself bederf met 'n oogroompie. Maar ons koop almal dit in. Ons weet bemarking doen dit, maar tog koop ons almal in daardie narratief in. Maar ja, jy's reg, die samelewing het dit geskep en die samelewing en die kultuur van verbruiker, consumerism in Engels, verbruikerssamelewing, voed eintlik hierdie probleem. Okay, maar kom ons gaan nou weer terug na die impulsversteuring. 'n Impulsversteuring is nie iets wat nou enigiemand kan nou dink, hou maar net op met koop. Maar jy Nee, moet nou verduidelik hoe dit is nie eintlik regtig nie so eintlik eenvoudig moontlik nie. Dit's nie. nie Ja, so dis eenvoudig nie. Ja. ja. So kom ons kyk gou na 'n tradisionele impulsversteuring en ek dink een wat baie mense altyd nuuskierig is oor is piromania. So dit is die impuls om vuur te maak. Jy wil vuur maak en jy wil brande skep. Nou piromania is absoluut die onvermoë om jou impuls om 'n vuur aan te steek te beheer. En dit is 'n redelike ou een. Dit is 'n redelike welbekende ene en hy kom al vir solank as wat vuur saam met ons is, sekerlik saam met die mensdom, dink ek weet nie. Ons het net eenvoudig nie genoeg sielkundige kennis van duisende jare terug nie. Maar dit is dieselfde ding. Dit is wanneer jy die impuls om 'n vuur aan te steek, jy steek die vuur aan en daar's onmiddellike emosionele verligting wat plaasvind.
Kompulsiewe koop werk op dieselfde breinbane. Jy sien ietsie, jy wil dit koop, jy het hierdie ongemaklike gevoel wat binne jou opbou, dis soos 'n spanning wat binne jou opbou. En die oomblik as jy koop, as jy daardie aanlyn aankoop gemaak het of jy het in die winkel jou kaart getap, dan is daar hierdie euforiese gevoel wat jou deurspoel en dit voel goed. En dan is dit so, okay. Dis amper soos die juk is nou gekrap. Jy het nou dit gedoen wat jy nou moes doen, reg? En dit is ek wil sê die breinbiologie agter kompulsiewe koopversteuring. En natuurlik neem ek aan, soos dit nou maar gaan met ons brein, dat dit daar raak 'n toleransie begin opbou. So jy kan nou een vir jou nou lekker 'n broodjie koop by Woolies en dan voel jy nou goed, maar of dan raak dit nou 'n lappie en dan raak dit en dan moet jy en dan ek neem aan jy moet dit gaan begin moet raak, jy moet dinge hê. Dis die ding. Onthou ook, hoe meer breinbane ons gebruik en hoe meer kere ons 'n spesifieke breinbaan gebruik, hoe sterker word daardie baan in die brein en hoe vinniger en hoe makliker word dit. Ek wil amper sê die verkose breinbaan. So as jy jouself een keer gevat het vir die talterapie, geen probleem nie, dis reg, dan koop jy ietsie, dit voel lekker. Maar let op hoe die volgende keer wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, jy oorweldig voel, jy bietjie gedisreguleerd voel, hoe meer geneig jy gaan wees om te dink, dalk moet ek net vir myself iets gaan koop. As ek ietsie koop, gaan ek dalk 'n bietjie beter voel. En vir koop is ook een van daai dinge wat as jy dit in die winkel doen, dis 'n multisensoriese ervaring. Jy raak aan die produk, jy ruik die produk. Daar is 'n wisselwerking. Dit is 'n ongelooflike bevredigende proses. En dan, as jy dit dan gekoop het, en weer eens hier, Lise, ek moet sê, ons wil nou nie koop hierso patologiseer nie. Dis goed, jy moet goed koop wat jy nodig het. Dis nie 'n probleem nie. En as jy die geld het om te kan koop, dis reg, doen dit. Die impak wat dit het op jou as 'n mens, as dit begin om jou finansies te affekteer, as jy begin om onnodig skuld te maak as gevolg van die goed wat jy gekoop het. Of jy het dalk al die geld, so jy maak dalk nie skuld nie, maar jou omgewing, jou huis raak vol en dit word, jy weet, vol klopter, dit lyk teer mekaar en daar staan sakke rond want baie keer sal hierdie mense nie eers hulle sakke uitpak nie. Hulle sal nooit eintlik die item wat hulle gekoop het gebruik nie. Dit gaan nie oor die item nie, dit gaan 100% oor daardie verligting wat hulle voel wanneer hulle gekoop het. Dit is waaroor dit gaan. En ek dink in daai opsig moet jy begin besef dat daar gaan 'n, ek wil sê 'n multisensoriese geheel brein oplossing moet plaasvind vir jou om los te kom van kompulsiewe koop. Dit is vir my so erg want ek dink ook aan hoeveel mense steek dit weg vir hulle lewensmaats of hulle huweliksmaats en hoeveel ek bedoel daar's so baie mense en dit is my verskriklik, maar ek bedoel wanneer iemand afsterf dan kom hulle agter dat hierdie persoon was eintlik 'n kompulsiewe koper gewees en al hierdie skuld en niemand het ooit vir hulle gesê nie en hier is al hierdie skuld. Dit is 'n geweldige ding en ek wil net hier inbring. Gaan ons neem aan dit is vroue, maar dit is nie net vroue nie. Nee, dis dikwels mans ook. En dit is partykeer lyk dit net meer. Ek dink as ons dink aan vrouens, dan dink ons aan daai prentjie van die vrou met die inkopiesakkies en sy stap daar by die mall uit en dit is 'n baie stereotypiese prentjie. Maar mans kan ook kompulsiewe koop aanleer, want ons breine in essensie werk op dieselfde bane vir bevrediging. En as ons dit verstaan, dan kan ons kyk, lyk 'n man se koop miskien anders. Jy weet, 'n man is miskien meer geneig om funksionele goed te koop, gadgets, om dit so te sê. Jy weet, of om te koop op plekke waar hulle oortuig hulle self, maar dis vir 'n goeie doel, soos 'n kerkveiling, jy weet 'n kerkbazaar se veiling. Dan kan die man homself nie keer nie, hy koop. Ek weet verlede jaar op 'n tyd was ons by 'n veiling, 'n aanlyn veiling geleentheid gewees en daar was een persoon wat daardie aand meer as 100 000 rand se items net gekoop het vir die rush daarvan. Ek sê nou vir die rush, ek weet nie, dalk het hy regtig net so baie geld om vir liefdadigheid te skenk. Maar dit gaan oor die wete dat dit is 'n geweldige groot hoeveelheid geld om op een aand te spandeer. En my kennis sê vir my, dis waarskynlik nie 'n weldeurdagte ding nie. Dis waarskynlik 'n bietjie 'n mate van kompulsie en impulsiwiteit wat daarmee saamgaan.
So, gelukkig weet mense wie is hierdie persoon aanlyn nie, jy kry net 'n nommertjie, maar op die einde van die dag gaan dit oor dit lyk baie keer as dit mans is wat koop of dit baie meer toepaslik is, baie meer kultureel aanvaarbaar, die goed wat hulle geld op spandeer, maar weer eens die patogenese is dieselfde. Dit lê by ek het 'n ongemaklike gevoel ek wil ontslaa raak daarvan en dit kan twee goed wees, Lise, net so dat ons luisteraars ook weet. Dit kan wees dat jy voel jy voel nie lekker nie, jy voel nie goed oor jouself nie, jy wil iets gaan koop om 'n bietjie beter te voel. Dis die een. Die ander een is die aksie van koop is dit wat jou laat beter voel. En so daar bou 'n spanning en 'n angstigheid in jou op as jy nie koop nie. As jy nie tap en jy weet daai kaartjie gaan indruk en so nie. Dit is die ander kant. Daar bou eintlik 'n spanning in die rigting van die koop. Dis 'n direksionele spanning. Die ander ene is meer gevoel van ek voel nie goed oor myself, ek wil beter voel oor myself. Hierdie item wat ek koop gaan my dalk help beter voel. Gerda, ek weet dis 'n onregverdige vraag en jy begin dit nou so half antwoord, maar om te vra waar kom dit vandaan? Ek bedoel, is 'n impulsversteuring iets wat jy ontwikkel deur jou lewe of is dit iets waarmee jy maar gebore word of is dit iets wat iemand vir jou die gedrag aanleer ergens in jou lewe? Want as jy nou sê dis daar om te verlig. Nou om te verlig is 'n ek dink 'n onderwerp vir 5000 wees ek episodes. Om te verlig is 'n baie komplekse persoonlike ding. Dis wat Oprah Winfrey die coin gehad het van die aha oomblik. As 'n oomblik wat jy kry hierdie gevoel van okay, dit is dit. Ja. So waar kom dit vandaan? Hoe gebeur dit? Hoekom raak almal nie verslaaf aan inkopies nie? So Lise, dit is 'n baie goeie vraag en ek het nie 'n duidelike klinkklare antwoord nie, want ek dink ook daar is nie 'n duidelike klinkklare antwoord presies oor hoe dit begin in die literatuur nie. Maar mense wat meer geneig is vir impulsiwiteit. So kom ons sê byvoorbeeld iemand wie se brein van kleins af bietjie neurodivers is in die rigting van aandagafleibaarheid en impulsiwiteit is meer geneig om 'n impulsversteuring te ontwikkel. Want onthou, daar is impulsiwiteit, en impulsiwiteit is ek bel jou en sê, hoorie Lise, ek het 5 minute af, kom ons gaan drink 'n koppie koffie en jy sê great. En ons het impulsief besluit om iets te gaan doen. Maar dan is daar impulsiwiteit wat jou lewe negatief kan affekteer. En dit is daar waar jy maak besluite sonder om te dink aan die gevolge. Nou, daar is nie eintlik 'n baie negatiewe gevolg daarvan as ek en jy op 'n impuls besluit om gou 'n koffie te gaan drink nie. Dit behoort oukei te wees. Maar as ek nou vir jou sê, Lise, kom ek en jy spring gou vanmiddag op 'n vliegtuig. Ek gaan my kredietkaart swipe en ons gaan op 'n vakansie oor see vir 'n week. Vergeet van ons verantwoordelikhede. Dit gaan dalk 'n bietjie van 'n negatiewe impak hê. Nou wat ons weet is dat mense wat ADHD het, is meer geneig om daardie tipe impulsiwiteit te hê waar hulle dink nie die impak van die besluit deur nie. So dan iemand wat 'n vuur aansteek. Hulle dink nie aan die impak wat die vuur kan hê om 'n huis af te brand nie. Vir hulle gaan dit oor die vuur en om daardie verligting te ervaar. En dan Lise, ons weet dat daar is kinders wat van kleins af hierdie tendense het, wat van kleins af 'n impuls uitdaging het. Hulle kan dit hulle self nie lekker beheer nie. Ons dink daaraan of ons ek wil nou sê ons sit dit onder 'n frontale lob disfunksie tipe neurologiese of diversiteitstipe uitdaging. Maar baie sterk geketen in die frontale lob van die brein, want dit is waar ons regulering beleef, dit is waar ons impulsbeheer ervaar. En as iemand nie goeie impulsbeheer ontwikkel as 'n kind nie, dan is dit iets waarmee hulle as 'n volwassene kan sukkel. Maar dan Lise, is dit ook belangrik dat ons ook onderskei daartoe dat mense wat bipolêre storing het, wanneer hulle manies begin raak, ook die geneigtheid kan hê om impulsief te koop, maar dit is nie dieselfde as kompulsiewe koopversteuring nie. Dit is baie spesifiek wanneer jy manies is, baie spesifiek wanneer daar 'n opwekking van emosie is en 'n inperking van impulsiwiteit is. Mense wat bipolêr is nie altyd besig om kompulsief te koop nie. Daar is spesifieke seisoene en dit word gekoppel aan 'n gemoedstyging en dit is ietsie wat wel 'n teken kan wees vir iemand wat besig is om in 'n maniese of in 'n hipomaniese episode te beweeg. So ons luisteraars moet onderskei. Iemand wat bipolêr is, het soms die geneigtheid om impulsief te koop, maar iemand met kompulsiewe koopversteuring gebruik die koop eintlik om
emosionele regulering toe te laat? Ek gaan nou 'n punt inbring wat ek net nou ingebring en nou gaan ek dit weer sê. Want ek dink baie keer wanneer dit kom by heroïneverslawing, dan gaan alle mense op aarde gaan ja 60. Dis baie moeilik en mense kan verstaan iemand sukkel daarmee of kokain of wat ook al. Dwelms, ons verstaan. Dobbel verstaan nie lekker nie. Jy kan tog sekerlik besluit om nie in die kar te klim en nie te gaan nie. Seksverslawing, jy weet jy het 'n keuse, jy kan 'n keuse maak. En kleptomanie, jy kan kies om nie te steel nie, jy kan kies om nie 'n vuur aan te steek nie. Dit is 'n baie moeilike ding as iemand wat dit nie ervaar nie om te dink dat daai mense het 'n keuse. Nou, die individu self dink ek sukkel ook daarmee. Want ek kan dink as ek nou 'n koopsteurnis het, gaan ek geweldig skaam wees dat ek dit nie kan beheer nie. Dat my angs oor alles in die lewe en die stressors van die lewe en ek kan eenvoudig niks anders doen as om my kredietkaart te vat wat ek weet diep in die skuld is. En na 'n winkel toe gaan want dis al wat vir my vanaand sal laat slaap. En my angstigheid en hartseer lê daarin dat iemand gaan te skaam wees om vir hulp te vra, dat mense gaan vir hulle lag as hulle Ja. inkom en sê ek kan nie ophou met koop nie. Dit is al wat vir my beter laat voel. So ek wil Ja. swaar hier fokus op dat skaam wees voel vir my sal deel van die hele prentjie wees. Wil jy sê jy slaan die spyker op die kop. En dit is hoekom baie mense wat kompulsiewe koopversteuring het, nooit ooit daarvoor vir hulp gaan vra nie. Want ons koppel aan sekere kompulsiewe gedrag 'n moreel-etiese waarde, soos om te koop. As jy nie beheer kan neem oor jou finansies nie, dan moet jy net gaan leer hoe om dit te doen. Jy moet net gaan leer, kry die vaardighede. Nou jy kan vir iemand met kompulsiewe koopversteuring, hulle weet hoe om te begroot, hulle weet hoe om hulle finansies te bestuur, hulle kan hierdie goeders doen, hulle kan hulle self nie reguleer op 'n ander manier nie. En die interessant of die ek wil sê die vir my die skaamte weerhou iemand daarvan om die hulp te gaan kry wat hulle kan. En lees dieselfde met seksuele versteuring. Ek bly dit opgebring want mense het ook 'n morele kwessie wat hulle daaraan hang. En ons sal kon sê daar is dalk 'n moraliteitskwessie daaraan en jy weet siektes wat oorgedra kan word en. Maar vir die persoon wat dit ervaar, is daardie skaamte dit die ding wat hulle gaan keer om hulp te kry. Want as ons van alles 'n morele kwessie maak, dan gaan mense dink daar's iets inherënt fout met my. Ek is 'n defektiewe persoon, ek is nie goed genoeg nie. Ek kies om hierdie te doen. Terwyl die realiteit is, jou brein het op 'n manier aangepas wat vir jou sê dit bring verligting. Nou Lisa, ek hou ook nie van ongemak ervaar nie. En ek seker jy hou ook nie van ongemak ervaar nie. En hopelik het ons gesonde meganismes ontwikkel, gesonde hanteringsvermoë ontwikkel wat ons in staat stel om ons ongemak te skuif, of ons het geleer om ons ongemak te dra totdat dit nie meer daar is nie, jy weet? En dit is wat ons praat van emosionele regulering. Emosionele regulering beteken nie jy is altyd kalm en rustig nie. Dit is die grootste mite van die 20ste eeu, dink ek, is dat emosionele regulering beteken kalm. Emosionele regulering beteken jou emosies is toepaslik vir die uitdagings of vir die konteks waarbinne jy jouself bevind. En wanneer jy disregulering beleef vir enige ietsie, kan jy gaan hulp kry. Of dit is dat jy disregulering beleef en jy gebruik seks om dit te reguleer, of koop om dit te reguleer, of sigarette om dit te reguleer, of alkohol om dit te reguleer, of dobbel om dit te reguleer. As jy disregulering plaas, jou emosies is van so 'n aard dat dit vir jou die Engelse woord is mooi intolerable. Wat is dit? Jy het nie meer 'n toleransie vir jou emosies nie, reg? Dan gaan kry hulp, gaan sien iemand professioneel wat jou daardeur kan begelei. As ons net fokus op die gedrag, dan mis ons eintlik die hele punt van impulsbeheerversteurings en dan mis ons die hele punt van kompulsiewe koopversteuring, want dit gaan nie oor die koop nie, dit gaan eintlik nie oor die item nie, dit gaan eintlik oor die sensasie van disregulering en 'n persoon se poging om daardie sensasie meer draagsaam te maak. Ek wil net die erns ook uitwys dat
impulsbeheer of impulsversteuring dit is die diagnose, maar Ja. jy het net nou voor ons begin opneem genoem dat hulle dink sterker aan om inkopies as 'n kompulsiwiteit as deel as 'n diagnose te maak spesifiek vir Ja. inkopies. Ja, so daar's 'n baie sterk ding wat daaroor gaan dat as ons kom by kompulsiewe koopversteuring, dit is nie noodwendig opgeskryf al nie, soos ek sê, dis 'n redelike nuwe fenomeen, Mm. maar daar is 'n sterk dryf om dit 'n diagnoseerbare versteuring te kan maak. En ek dink in nuwe forme van die DSM soos wat hy uitkom, dan sal dit waarskynlik meer opgeneem word ook. En ek dink dit is so belangrik dat ons deernis daarvoor het. Soos wat jy deernis sal hê met iemand wat bipolêre stoornis het of depressie het of so. Mm. Maar weer eens, dit is ook hoogs behandelbaar, Lise. En ek dink ons moet vir mense sê jy hoef nie skaam te voel daaroor nie, maar kry behandeling daarvoor. Probeer werk maak daarvan. Selfs met kleptomania, selfs met pyromania, selfs met hierdie drywe wat ons dryf om beter te voel of om verligting te kry vir diep gewortelde ongemak wat ons ervaar. En intussen tyd is dit eintlik om net iewers 'n ondersteuningsbasis te kry 'n ondersteuningsgroep. Aanlyn is daar deesdae baie. 'n huweliksmaat, 'n vriendin, 'n vriend, iemand wie jy vertrou wat met 'n nie oordelende kyk na jou gaan kyk en sê luister, ek het 'n probleem en ek het regtig nodig dat jy my net hierin ondersteun. En wat baie mense vind is dat wanneer hulle dit beleef en hulle kan daardie persoon kontak en sê ek sit nou, dit is nou 11:00 vanaand, ek het nou op my foon op 'n app gegaan. Ek is nou besig om op Temu te shop, nê? Ek het nou R2000 se goed in my mandjie gesit. Ek het nie hierdie goed nodig nie. Praat met my. Wees net gou hier vir my. Want interpersoonlike kontak is hoogs regulering. Dit ondersteun ons eintlik uit disregulering uit. En as daar iemand beskikbaar is wat net vir jou kan sê dis okay, laai dit in jou mandjie, dis okay. Maar jy hoef dit nie te koop nie, dis okay. Wat gebeur, Lise, is dat jy in daardie oomblik jou brein ook kan leer dat die ervaring van om dit nie te doen nie, kan ook 'n verligting begin bied. En dan kan jy as gevolg van hierdie plastisiteit nuwe bane in jou brein begin vorm. Maar jy het ondersteuning nodig. Ondersteuning is krities as jy hierdie wil oorkom. Natuurlik, want mense kan dink as iets jou so dryf dat dit 'n moet raak, dat jou enigste verligting word gekoppel aan hierdie moet, dan is dit so belangrik en ek dink mense moet besef dat goed nou as jy met jou vriendin praat of jy het nie 'n vriendin nie of jy het dan nou nie die huweliksmaat nie want die is al so kwaad vir jou omdat jy al die geld spandeer het dat jy dit is ook okay om dan vir hulp te gaan vra by professionele mense want dit is Absoluut. juis hoekom jy daar is om hierdie is 'n vaardigheid om jou emosies te reguleer vir almal wat hier luister wat nie eers 'n verslawing of 'n inkopieversteuring is ervaar nie. Ons almal het iets of dit nou 'n televisiereeks is en of dit 'n te veel broodjies met botter is of noem ek natuurlik want dis natuurlik een van myne. So sulke goedjies, daar's klein goedjies ons almal waar ons verligting kry en waar dit is die oomblik. So gaan vra dan vir hulp om dit net die vaardigheid wat ons almal moes aanleer as kinders, maar die vaardigheid hoe om met jou emosies om te gaan. Dit is okay. Heeltemal, Lise, en ek wil regtig aanbeveel dat as jy nou vandag hier luister en jy dink jy moet iemand gaan sien, is kyk of jy 'n terapeut kan kry wat ook verstaan wat die wisselwerking van emosionele regulasie in die brein en die liggaam is. Want weer eens, disregulering is iets wat ons voel van ons kroontjie tot ons twentjie. Jy voel dit met jou hele liggaam. En as jy by 'n terapeut kan kom of iemand wat jou kan help om jou liggaam te lees, sodat dit nie vir jou so onveilig voel nie, sodat jy kan leer hoe om eerstens te werk met jou lyf om jou lyf te reguleer. Dan volg die emosionele regulering eintlik makliker as wat jy probeer om te begin by die gedrag, die emosie. Begin eers met die sensasie. Ek vind met die mense met wie ek werk, waar ons begin werk met die sensasie voordat jy daai knoppie, daai check-out knoppie druk op die webtuiste wanneer jy koop of voordat jy by die toonbank staan en daai jou kaart gaan neersit en sê ek betaal nou vir hierdie groot gros rokke of skoene of speelgoed vir my kinders wat ek nou moet koop.
kyk eers in wat gebeur in jou lyf, wat is die sensasies? Is daar eers 'n behoefte wat jy emosioneel of fisies nou moet kyk, wat jy moet uitsorteer? Kan jy ietsie met jou lyf doen, beweeg? Beweging is uiters regulerend. Voordat jy probeer om altyd net na die emosie toe te gaan. Emosies is belangrik. Ek bedoel, ek is sielkundige, ek gaan altyd sê emosies is belangrik, maar wanneer dit kom by disregulering, is dit so belangrik dat ons eers aan die lyf kyk voordat ons na die emosie kyk, want die emosie op sigself is die bedreiging. So jou lyf reageer op die emosie as die bedreiging en hy probeer die bedreiging verlig. Terwyl as jy eers na jou liggaam kyk, dan raak die emosie kleiner as 'n bedreiging, want dan begin jy kyk, is dit regtig 'n bedreiging? Sê nee, dit is nie eintlik vir my lewensbedreigend om nie daai rokke te koop nie. Dit is nie eintlik vir my lewensbedreiging om nie nou daai, jy weet, knoppie te druk wat sê ja, check out, my kaart is klaar gelaai, ek kan hom maar net koop nie. Jy raak meer bewus, jy raak meer bewustelik ook van jouself, van jou liggaam. En dan wanneer jy dit begin bemeester, is dit soveel makliker om weg te stap van daardie aankoop oomblik af. Ek kon nie vir 'n beter einde gevra het nie. Mense, dit is Gerda Kriel, sy's 'n kliniese sielkundige in Somerset Wes. Indien jy enige vrae het, kan jy 'n e-pos stuur, Lise by wieisek.co.za of jy kan gaan na die webwerf, dis www of seker www.wieisek.co.za. Baie dankie dat julle gekyk het. Stuur die video aan. Ek dink almal van ons kan leer in hoe om beter te werk met ons emosies en ons regulering. So hierdie is 'n video vir ons almal. Stuur gerus aan en dankie dat julle gekyk het en almal moet 'n heerlike dag verder hê. Onthou, kyk mooi na jouself.